Goeienaand julle almal. Dit is so lekker om almal van julle vanaand hierso te kan sien dan ook vir al die nuwe gesigte wat vanaand hier is. As julle dalk vanaand hier by ons kuier, baie welkom hier by die Glaskerk Geloofsfamilie. Ons hoop vanaand gaan vir jou 'n lekker ervaring wees. Ons is nou in die middel van ons Pinksterreeks en vanaand gaan ons verder met ons reeks oor wie die Heilige Gees is en hoe die Heilige Gees in ons lewe aan die werk is. En dan 'n baie spesiale welkom vanaand het ons die voorreg, so wat julle kan sien die klomp gesiggies aan hierdie kant, die skoolkoor van Laerskool Frans Konradi wat vanaand hier by ons is. Ons is bly julle is vanaand hier. Hoe is julle reg vir die ding? Ek hoop so. Ons sien uit om te hoor julle nou gaan sing, so vir julle en die ouers wat vanaand hier is, 'n besondere welkom vir elkeen van julle. Dis 'n gebruik in ons gemeente, dat in Pinkstertyd nooi ons al ons skole se koor om hier by ons te kom optree, en ons sien uit daarna om vanaand te luister na Laerskool Frans Konradi dan ook. Ek het vertroulik verneem, dat meneer Zanus vanaand vir ons 'n solo ook gaan sing. Is dit so, Zanus? Daar sê, jy kan hierdie mikrofoon gebruik, ons sal hom vir jou reg gee, hoor. Meneer Zanus, welkom vir julle, jou personeel ook vanaand dan ook. Liewe vriende, net so vinnig voordat ons die Here saam gaan loof en prys, net so 'n paar herinnering ook weer, dat julle moet asseblief nie na die tyd net verdwyn nie. Ek weet ons wil graag by die huise kom, maar ons lekker sop en broodjies in die saal vir lekker saamkuier. So as jy nog nie tyd gehad het vir aandete nie, lekker sop en broodjies. En onthou, dis 'n Bybelse waarheid, nê, dat enige kos wat jy by die kerk eet, maak nie vet nie. So jy kan regtig vir jou genoeg sop gaan skep en genoeg broodjies dan ook. Daar is meer as genoeg vir almal van julle. En dan in ons gemeente het ons die gebruik dat al ons dankoffers wat tydens Pinkster opgeneem word, gaan net so vir Bybelverspreiding. Julle kan daar sien op hierdie stadium voor vandag se dienste kan ons hulle 152 Bybels dan ook beskikbaar stel vir mense wat nog nie die woord van die Here het nie. So nog steeds verder tot en met Pinkster Sondag se dienste, al ons dankoffers wat suiwer gaan vir Bybelverspreiding dan ook. Ek wil sommer net vra dat ons net so 'n paar oomblikke sal stil word, dan gaan ek vir ons met gebed open en daarna gaan ons die Here se naam loof en prys. Kom ons sit net so. Abba, U is die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Here, daar is niemand behalwe U nie. U is die naam bo alle name. Niks of niemand kan met U vergelyk nie. En Here, dis vir ons so groot voorreg om te weet dat U is lief vir ons en U nooi ons in U storie in. En dit is U hartsbegeerte dat ons U ken, persoonlik en intiem. Here, so wil ons hierdie hele week nog hoor, U wil nie hê ons moet weet van U nie. U wil hê ons moet U ken. En daarom is dit ons 'n voorreg, Here, om te weet U wys U self vir ons. U openbaar U self aan ons, ook deur die Heilige Gees, sodat ons U kan ken. Wat 'n voorreg is dit nie. Jesus, ons wil vanaand vir U dankie sê, dat ons hier kan wees en kan sing vir Jesus, en nou kan hoor wat Jesus vir ons uit die Bybel uit wil sê. Liewe Jesus, dit is so lekker en so voorreg om 'n kind van Jesus te kan wees. Dankie dat Jesus so lief is vir ons. Ons is ook baie lief vir Jesus. En Here, mag U verheerlik word deur alles wat vanaand in hierdie diens gebeur. Heilige Gees, ons maak ons harte nou oop en vra dat U met ons harte sal kom besig wees vanaand en ons sal vorm om al hoe meer te wees soos Jesus vir ons die voorbeeld gestel het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek het U lief, die genade van my nooit nie. Nou my dag is ek veilig in die land van die oomblik wat ek opstaan tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor
die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Stem het ek lief, deur die vuur lei my Heer, in die donker nag, weet ek U is altyd by my. Ek ken U as 'n Vader, ek ken U as 'n vriend, en ek leef in die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor het, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang is U getrou, Heer. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Ek sing 'n halleluja in die middel van my vyande. Ek sing 'n halleluja, harder as die ongeloof. Ek sing 'n halleluja, my wapen is with U. Ek sing 'n halleluja, Hemel kom en veg vir my.
wat 'n voorreg is dit nie om so die Here se naam te kan loof en prys nie. Ons sê dit baie keer vir mekaar, maar ons moet altyd onthou die woord sê ook vir ons dat daar min dinge is wat die Here se hart so bly maak wanneer lippe sy naam bely, wanneer daar lof oor mense se lippe kom, omdat ons harte dankbaar is vir wie hy is. Wat 'n voorreg is dit nie. Vriende, terwyl ons terugsit en ons harte oopmaak en voorberei vir die ontmoeting wat die Here vanaand met ons wil hê, kom ons luister na Laerskool Frans Konradi. Dankie julle, ons sien uit. Goeienaand dames en here. Laat my toe om 'n kort inleiding vir julle te gee waaroor ons eerste liedjie gaan. Die liedjie is in Engels, want dit kom uit die ou Afro-Amerikaanse slawe lied. Dit kom dateer uit die 19de eeu. En hierdie lied, dit hou verband met die Bybelvers in Jesaja. En daarmee wil hulle vir ons sê, die boek vertel vir ons van die mense waar hulle in die ou tyd hulle swaarde in ploegskare verander het. En hulle wou nie meer van oorlog leer. Die lied wil vrede, versoening en liefde bring. The words in English that you're going to hear tonight is going to lay down my burden down by the riverside to study war no more. Okay. Down by the riverside.
Terwyl hulle se plekke inneem, ons kan so lank ons Bybels oopmaak by Johannes hoofstuk 14. Johannes hoofstuk 14, en ons gaan daar saam lees van vers 15 af. Ons gaan dan nog 'n gedeelte verwys in die boodskap, en daai teksgedeelte sal ook op die skerm wees vir almal van ons om daar te volg dan ook. Net om vir ons weer so vinnige oorsig te gee vir waar ons vanaand is. Ons as gemeente is mos op reispad langs na God se hart toe. Ons wil hierdie jaar God se hart dieper leer ken. Ons wil nader beweeg aan die Here. En toe het ons by Sondag se afskoop van Pinkster gehoor dat die Heilige Gees is ons reisgenoot. Ons kan nie by God se hart kom as dit nie deur die Heilige Gees is nie. Hy is die een wat ons help om God te ken. So daarom moet ons die Heilige Gees ons reisgenoot maak. Maandag het ons gehoor dat die Gees is die Gees van wysheid, en wysheid beteken juis om God te ken, om te weet wat God se hart is, om te weet wat dit beteken om God te dien, en die Heilige Gees help ons om God te ken. Gister het ons gesels dat die Heilige Gees die GPS vir ons lewe is. Hy is ons rigtingwyser. Hy is die een wat as ons die pad verloor, ons weer terugbring op die pad van die Here. Hy is die een wat vir ons wys wat is reg, wat is verkeerd, wat is die Here se wil, wat is nie die Here se wil nie. En vanaand gaan ons dan hoor dat die Heilige Gees is ons trooster. By môre se diens waarna ek julle al reeds wil uitnooi, gaan ons gesels oor die Heilige Gees is ons helper. Nou interessant, die gedeelte waarin ons nou gaan lees, gaan julle hoor die woordjie voorspraak is daar. Maar die Griekse woordjie vir voorspraak is die woordjie parakletos, en parakletos beteken helper of trooster, afhangende van hoe jy dit gebruik. So ons gaan vir die volgende 2 aande vanaand en môre aan stil staan by hierdie 2 aspekte van daai een woordjie, en vanaand fokus ons dan op die Heilige Gees as ons trooster. Nou voordat ons wegspring, maatjies, ek gaan vir julle baie vinnig verduidelik waaroor ons vanaand gaan gesels. Ek gaan net hierdie mikrofoon laat sak. Ek is nou nie die mooiste dominee nie, maar julle moet my darm kan sien van daai kant af, nê. Goed. Wie van julle was al ooit bang? Goed. Die ander maatjies wat in die kerk sit, kan ook julle hande opsteek. Nie daai maatjies nie. Wie van julle was al ooit hartseer? Goed. Wie van julle het al ooit verlang na iemand? Goed. Wie van julle het al ooit gestres voor 'n toets? Veral as jy vergeet het om te leer vir die toets, nê? Ons gaan vanaand gesels oor die feit dat wanneer ons hartjies bang is, of seer is, of hartseer is, wanneer ons verlang na iemand, of wanneer ons sommer net bang is om alleen te wees, of in die aand sukkel om te slaap, kan ons weet dat die Heilige Gees is by ons, en die Heilige Gees beskerm ons. Hoekom? Want die Heilige Gees is nie 'n spookie, die Heilige Gees is God, wat in ons woon, en ons elke dag beskerm. Goed, dit is baie maklik. So volgende keer as jy bang is, volgende keer as jy hartseer is, volgende keer as jou hartjie nie lekker voel nie, dan weet ons, die Heilige Gees is die een wat ons troos. So as die Bybel sê die Heilige Gees is ons trooster, dan is dit wat dit beteken. Gaan julle dit onthou? OK. So nou kan julle lekker verder luister. En vriende, ek wil sommer vanaand wegspring deur te sê dat ek is redelik seker dat almal van ons wat vanaand hier sit, het al op 'n geleentheid gevoel, hoe voel dit, dat die lewe jou voete heeltemal onder jou uitvee. Ek gaan nou nie vra dat ons hande opsteek nie, ek dink ons almal kan saam sê, ons almal is daar. Almal van ons weet hoe dit voel om doodsbenoud te voel. Almal van ons weet hoe dit voel om uitgebrand te wees, uitgestres te wees, angstig te wees. Almal van ons was al op 'n punt in ons lewe waar ons radeloos gevoel het. Waar iets met jou gebeur het of jy het nuus gekry en jy het geweet van hierdie oomblik af gaan niks ooit weer dieselfde wees nie. Ek is redelik seker dat almal van ons het al ervaar hoe dit voel wanneer my lewe in 'n sekere rigting stuur en dan kom daar iets oor my pad. 'n Geliefde word van my af weggeneem, my gesondheid word van my af weggeneem, of ek verloor my werk en ewe skielik skuif my lewe. En ek was nie voorbereid hierop nie. Ek was nie gereed hiervoor nie en ek het ook nie nou dadelik die oplossing hiervoor nie. En wat doen ek nou? Ek
Ek is redelik seker, almal van ons het al gevoel hoe dit voel, om ten minste een keer in jou lewe, aande om te huil, oor hartseer, of bekommernis. Almal van ons wat vanaand hier sit, het op 'n geleentheid gevoel hoe dit voel om jou vingernaels tot in jou lewe in te kou van angstigheid. En selfs al het jy dit nie gekou nie, het jy dalk die behoefte gehad om dit te kou. Ons ken hierdie, want ons weet dis hoe die lewe werk. Die lewe is nie altyd maanskyn en rose nie. Die lewe is nie altyd maklik nie. Om dit so eenvoudig as moontlik te stel, partykeer is die lewe dood onregverdig, en ek en Linnie het 'n manier of mekaar, soms is die lewe morsig. En wat doen ons wanneer dit gebeur? Wat doen ek? Waaraan hou ek vas wanneer die een storm op die ander oor my pad kom? Wanneer dit vir my voel ek het nou net hierdie vuur doodgeslaan en hierdie kole brand nog en die volgende vuur is al reeds besig en later het ek nie genoeg hande om al die vure dood te slaan rondom my nie. Wat doen ek dan? Ek wil nog 'n voorbeeld gebruik. Ek dink almal van ons het al ervaar hoe dit op 'n plek in jou lewe kom waar jy weet jy het iemand nodig om by jou te wees, maar die laaste ding wat jy nodig het is iemand om vir jou te kom preek of om vir jou een of ander dingetjie te sê. Julle weet daardie rympies wat ons partykeer sê om die seer in die lewe te probeer verstaan, né? Daardie ag weet jy wat, liewe Jesus pluk sy mooiste blommetjies eerste. Of weet jy wat, die Here gee sy moeilikste oorloof vir sy sterkste soldate. Julle weet al daai mooi sê goedjies wat ons het, so wat ons probeer sin maak van die lewe. En partykeer kom dit van so op regte plek af, maar dit maak soveel skade. Want soms in hierdie lewe is daar nie maklike antwoorde nie. Soms is daar nie antwoorde vir dit waardeur ons gaan nie. Wat doen ek dan? Dalk was jy al op 'n punt in jou lewe soos ek was, en soms nogals gereeld is, wat ek by die Here gaan sit en ek sê vir die Here, Here, ek wil nie praat nie. Here, ek weet nie eers wat om te bid nie, ek weet nie eers waar om te begin bid nie, maar Here, ek wil net by U sit. As ek net by U kan sit, is dit reg so, Here. Ek het al vir ons jong mense ook gesê, van my mees intieme ontmoetings met die Here, is in my donkerste tye, wanneer ek 'n beker koffie gemaak het, en ek buite kan gaan sit en vir die Here gesê, Here, ek wil nie praat nie, maar kan ek net hier saam met jou sit en koffie drink? Ons was al daar. Vanaand se boodskap is 'n boodskap van hoop vir my en jou, juis in hierdie seisoene van die lewe. Lees saam met my Johannes 14 van vers 15 af. Nou net voor hierdie verse is waar Jesus vir die disippels bekend gemaak het dat hy gaan nou weggaan, hy gaan nou terug na sy Vader toe en hy gaan nou van 'n plek in sy Vaderhuis gereed maak. En alhoewel dit goeie nuus is, was dit nie vir die disippels baie goeie nuus nie, want hulle het al gevoel, maar Here, jy kan nie nou gaan nie. Wie gaan ons nou help? Wie gaan nou vir ons sorg? Wie gaan nou voorsien? As U weggaan, wat word van ons? En dan lees ons hierdie woorde. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Nou, ek wil net gou hier stop. Net so van ons tema vir die aand net so bietjie afwyk, maar dit sluit tog aan by waarmee ons hierdie week met Pinkster besig is, oor God wat wil hê ons moet hom ken. En julle hier hoor ons baie duidelik waar Jesus sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. Met ander woorde, as jy my liefhet, sal jou lewe dit wys. En ons moet altyd onthou dat die verskil tussen om te weet van God en om God te ken, lê baie naby ook aan die verskil tussen om te sê ek glo en om regtig te glo. En reg deur die woord kry ons hierdie gedagte waar Jesus sê dat ons moet mooi verstaan en ons as Christene trap partykeer in hierdie struik, want ons lewe in 'n tyd vandag waar ons baie fokus op genade en dit is goed so. Maar ons loop die gevaar om te dink dat omdat ek gered word, selfs al verdien ek dit nie. En omdat ek weet God se genade is onbeskryflik groot, het al meer van ons begin dink dat dit eintlik beteken dat ek kan net glo in Jesus, maar nog steeds lewe soos wat ek wil, want Jesus gaan in elk geval ons maar vergewe. En die woord sê vir ons, nie geloof red jou nie, opregte geloof red jou. Jesus sê vir ons, Jesus sê nie almal wat vir my sê Here, Here sal gered wees nie, maar die wat die wil van my Vader doen. En dan gaan Jesus verder en Jesus sê, die bose geeste glo ook in my. Maar hulle is nie lief vir my nie.
en hulle dien my nie. En so in hierdie eerste versie is daar ek en jy wat in die spieël moet kyk en vir myself moet afvra, dat is ek regtig lief vir die Here? Wat is die bewys dat ek lief is? My lewe sal dit wys. Dan lees ons verder. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. Daar's daai woordjie. Voorspraak, parakletos, helper of trooster. Om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. En hoor nou hierdie aangrypende woorde julle en besef die implikasie hiervan. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Die God deur wie alles ontstaan het, wat by die spreek van 'n woord alles gemaak het wat ons kan sien en nie kan sien nie, sê vir ons dat ek is in julle en julle is in my. Julle as die grootheid daarvan nie jou kop breek nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Om te dink dat God woon deur sy Gees in ons. Hy's nie ver weg nie, hy's hier in ons, by ons, elke dag. Dan bevestig Jesus weer, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Met ander woorde, ek sal hom help om my dieper en dieper en dieper te leer ken. Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou julle, as ons hierdie woorde hoor en hierdie woorde lees, en ons het nou begin gesels oor ek en jy wat op 'n tyd in ons lewe kom, op 'n stadium waar ek nie meer weet hoe ek gaan vorentoe nie. Ek het nie meer raad nie, ek het nie meer antwoorde nie, ek het nie meer krag nie, ek kan nie meer nie, dit voel vir my, ek is oorweldig en ek weet nie wat ek kan doen nie. Is hier vir my en jou vanaand die belofte uit die woord van die Here, dat die Here vir ons die Heilige Gees gestuur om vir altyd by ons te wees, en die Heilige Gees is ons trooster. Nou julle, baie keer wanneer ons die woordjie troos hoor, ek wil net 2 dinge vinnig vir ons uitlig oor hierdie gedeelte, en dan gaan ons kom by ons gebedstyd. Wanneer ons die woordjie troos hoor, moet ons een ding baie mooi verstaan. Jesus sê nie hier vir ons, die Heilige Gees gaan na ons toe kom, en dan wanneer ek en jy deur 'n krisis of 'n storm in ons lewe gaan, dan gaan die Heilige Gees vir ons sê, foei tog, dis darem maar verskriklik. Weet jy wat, alles gaan oukei wees nie. Ons dink partykeer dis hoe dit werk, want dis hoe ons baie keer met mekaar werk. En julle, ek wil vanaand dit baie duidelik vir ons sê, dat een van die, en dis iets van ons, veral in ons Afrikaanse kultuur, baie skuldig is. Die oomblik wanneer iemand deur 'n geweldige storm in hulle lewe gaan, wat is die eerste ding wat ons vir hulle sê? Sterk wees, né? Sterkte. Wie van julle wou al teen die dak uitklim, as iemand vir jou sê, sterkte? Jy het nou net jou man of jou vrou of jou kind aan die dood afgestaan, sterkte. Sterk staan nou, né? En julle sien, ons bedoel dit partykeer goed en opreg, maar dink gou aan die betekenis van daardie woorde. Want die woord sê vir ons net mooi die teenoorgestelde.
Die woord sê vir ons, wanneer jy op 'n punt kom, wanneer jy nie meer kan nie, is jy op jou sterkste. Want jy maak nie meer op jou eie krag staat nie, maar op die krag wat van God afkom. Paulus sê vir ons net mooi die teenoorgestelde wat ons vir mekaar sê. Wanneer ons vir mekaar sê sterk staan, sterk wees, sê Paulus, wees bly wanneer swaar kry oor jou pad kom. Wees bly wanneer jou krag op is. Want wanneer jou krag op is, kom die krag van God tot volle werking in jou lewe. Julle, wanneer ons hoor dat die Heilige Gees ons trooster is, dan sê die Heilige Gees nie net vir ons sterkte nie, en die Heilige Gees ontken nie hoe moeilik dit is waardeur jy gaan nie. Die Heilige Gees erken hoe moeilik dit is. Hy verstaan hoe moeilik dit is. Hy sien jou worsteling en hy beleef dit saam met jou. En hier is die wonderlike spesiale ding van die woordjie parakletos. Want die woordjie parakletos bestaan uit 2 dele uit. 'n Voorvoegsel en dan nog 'n deel wat vir ons aan die een kant iets vertel van wie die Heilige Gees is, maar dit vertel ons ook waar die Heilige Gees is. En wanneer ons daardie woordjie letterlik vertaal, beteken dit, ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur, en hy gaan langs jou kom staan. En hy gaan die gewig en die las van jou lewe op sy skouers dra. En hy sal jou dra. Dit beteken hy gaan vir jou speech gee nie, dit beteken hy gaan vir jou raad en advies gee nie, dit beteken in jou seerste seer, in jou grootste bekommernis, gaan die Heilige Gees reg hier langs jou wees, en vir jou sê, kom rus op my, ek het jou. Ek gaan jou hierdeur dra. Dis die troos. Nie in woorde en maklike antwoorde nie. Die troos word gevind in ek is by jou. 'n Voorbeeld hiervan is die bekende verhaal in Johannes 11, waar Jesus hoor van Lazarus wat dood is. En Jesus weet hy gaan Lazarus uit die dood opwek. Jesus weet alreeds hy gaan Lazarus laat opstaan, dit is nie die einde nie, maar Martha kom aangehardloop na Jesus toe, en Jesus sien hoe hartseer sy is. En wat lees ons doen Jesus? Sê van nee, toe nou, droog hy trane af, is hy so ergie? Nee. Jesus weet hy gaan Lazarus uit die dood opwek, maar nog steeds lees ons, toe Jesus Martha se trane sien, het Jesus saam met haar gehuil. Want hy het presies verstaan hoe sy voel. En die feit dat sy met hierdie hartseer geworstel het, was vir Jesus verskriklik swaar geweest, want hy's lief vir haar. En wat is Jesus se antwoord? Nadat ons lees, Jesus het gehuil, hy gee nie vir haar verduideliking nie, hy gee nie vir haar antwoorde nie, hy sê nie vir haar, hoorie, ek weet jou hartjie is seer oor Lazarus, maar Jesus het sy eerste blommetjie eers kom pluk nie. Nee, hy herinner vir haar aan wie hy is. Sy antwoord op haar hartseer is, Martha, ek is die opstanding en die lewe. Julle, ons gaan nie altyd verstaan waarom sekere dinge oor ons pad kom nie. Ons gaan nie altyd antwoorde en verklaringe kry op waar die moeilike lewens vra nie. Ek kan nie vir jou sê waarom gebeur slegte dinge met goeie mense nie. En ek wil vanaand met vrymoedigheid vir jou sê, dat as jy ergens 'n dominee of 'n pastoor hoor wat vir jou sê, ek weet presies, hardloop baie ver weg, want hulle praat nie die waarheid nie. Want ons is maar net mense en ons kyk in 'n gedeeltelike spieël. En nêrens in die woord van die Here gaan ons hoor die Here beloof vir ons troos in die vorm van maklike antwoorde nie. Maar hy beloof vir ons, in jou grootste storm gaan ek net hier wees, langs jou, by jou. En dit is vir jou genoeg. Want jou krag word in my gevind. En al kan jy nog nie die uitkoms sien nie, al kan jy nie verstaan nie, ek is by jou en ek sal by jou wees en ek sal jou hier deurdra. Die tweede ding wat vir my uitstaan van hierdie, is daai voorbeeld wat ons net nog genoem het, ons kom partykeer in 'n seisoen van ons lewe, want ek het nie woorde nie. Daardie wat ons partykeer vir iemand sê, weet jy wat, ek wil nie praat nie, maar kan ons nie net iewers iets gaan sit en iets drink nie, en sit net by my, moet net niks sê nie, maar sit net by my, ek wil nie nou alleen wees nie.
En ander kere kom ons op 'n punt in ons lewe waar die seer van so 'n aard is, wat ek weet ek moet bid, en ek weet ek wil by die Here wees, maar ek weet nie waar om te begin nie, Here. Hier is vir ons nog 'n belofte van die Heilige Gees as trooster. Lees dit saam met my in Romeine hoofstuk 8. In Romeine hoofstuk 8, die baie bekende gedeelte waar ons in vers 28 lees, dat ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Maar hoekom weet ons dit? In vers 26 gaan lees ons, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. As ek swak is die Gees net, hy staan ons by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens God se wil vir die gelowiges. En dan, daarom, omdat die Heilige Gees vir ons intree, omdat die Heilige Gees by God vir ons intree, weet ons dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Vriende, nie net staan die Heilige Gees langs jou en dra jou nie, wanneer jy nie weet hoe om te bid nie, wees nie bekommerd nie, die Heilige Gees bid vir jou. Wanneer jy nie woorde het nie, sê die Heilige Gees, dis oukei, ek sit hier by jou en ek sal namens jou met ons Vader gesels. En jy kan weet, omdat ons by jou is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, sal alles ten goeie meewerk. En dis die troos wat ons in hom het. Ek wil afsluit. Ek onthou in COVID-tyd was een van die moeilikste dinge vir baie van ons gewees, nie noodwendig die siek wees nie, maar die isolasie. Daardie wanneer ek siek was en niemand mag naby my kom nie, want niemand van ons wil alleen wees wanneer ek swaar kry nie. En vandag kan ek en jy baie duidelik hoor, dat soms kom daar 'n tyd in ons lewe wat ons eensaam voel. Maar as ons vanaand ons geloofsbrille aansit, kan ek en jy vas en seker weet, ons is nooit alleen nie. Want Jesus het gesê, ek stuur die Heilige Gees om vir altyd by julle te wees. So as jy vanaand in 'n storm is, as jy vanaand moeg en hartseer is, as jy vanaand nie woorde het nie, al wat ek vanaand vir jou die woord van die Here uit wil sê, so sê die Here, weet, daar waar jy sit, is die Heilige Gees net hier. En hy nooi my en jou vanaand en sê, hou op self probeer. Kom rus hier op my. Ek het jou. Ek sal sorg. Ons gaan in 'n tyd van gebed ingaan, so wat ons gebruik in Pinkster is. En hier is 'n paar gebedspunte, maar jy kan natuurlik oor enigiets bid wat vanaand op jou hart is. So wat ons gebruik is, bid ons vir verskillende sake. Eerste plek vir myself, bring vanaand die situasie waarmee jy worstel op hierdie stadium in jou lewe vanaand na die Here toe. Bring jou swakheid na die Here toe. En vra hom om jou te kom vertroos soos hy beloof hy sal. Vir ons gemeenskap, wil ons vanaand baie spesifiek bid vir al die verskillende leiersfigure van ons dorp en gemeenskap. Alles van ons munisipale werkers en munisipale leiers, ons skoolhoofde en onderwysers wat vanaand hier sit, ons mediese mense, die dominees van die dorp, enige iemand wat in 'n leiersposisie in ons dorp staan. Want dis nie altyd 'n maklike werkie, dat die Heilige Gees hulle ook sal versterk en omarm en vertroos in hierdie tyd. Vir ons land, vir ons vanaand baie spesiaal bid in 'n land waar daar al hoe meer nood en gebrokendheid is, spesifiek vir ons maatskaplike werkers en maatskaplike dienste in ons land. Dis die mense wat in mense se seer moet loop. Kom ons bid vanaand dat die Here deur sy Gees hulle ook sal vertroos en versterk. En dan vir ons wêreld, weet ons daar is baie lande waar Christene bitter swaar trek, baie vervolging beleef, omdat hulle kinders van die Here is. Kom ons bid dat die Heilige Gees hulle ook sal vertroos volgens sy beloftes. Ek gaan vir ons 'n paar oomblikke gee vir gebed. Daarna sal ek vir ons afsluit met gebed en gaan ons 'n lied sing en dan kan ons lekker sop en broodjies na die tyd geniet. Ons gee so 'n paar oomblikke vir gebed.
Here, vanaand bid ons tot U. En Here, ons kom na U toe met ons vrae, ons bekommernis, ons hartseer en ons seer. En Here, ons wil vir U kom vra dat U vir ons sal help om nie meer op ons eie krag staat te maak nie. Here, dankie dat ons vanaand kan hoor dat ons nie nodig het om altyd sterk te wees nie. Wanneer ons swak voel, wanneer ons radeloos voel, weet ons U is altyd by ons, reg hier langs ons. Heilige Gees, dankie dat U ons troos nie net met woorde nie, maar met U teenwoordigheid. En dat ons kan weet, omdat U by ons is, hoef ons vir niks bang te wees nie, hoef ons vir niks bekommerd te wees nie. Want ons lewe is in U hande. Here, dankie dat ons kan weet dat daar niks in hierdie lewe is waardeur ons gaan, wat U nie verstaan nie, wat U nie self ook deurgemaak het nie. Here, en daarom sien U nie net ons seer nie, U verstaan dit, en U beleef dit saam met ons. Here, ons bid vanaand vir elke persoon wat vanaand hier sit, wat sy woorde langs die pad van seer opgeraak het, Here. Wat nie meer woorde het wat oor hulle lippe kan vloei nie. Dankie Heilige Gees dat ons kan weet dat U tree in vir ons en U pleit vir ons elke oomblik van elke dag. Dankie Here vir die belofte waarmee ons elke dag kan lewe. Dat U is by ons. U dra ons op U arms. Ons is veilig. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor in die naam bo alle name. Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, voordat ons die slotlied saam sing, ek wil vir elkeen van julle ook uitnooi, sommer reeds na môre aand se Pinksterdiens dan ook, waar ons môre gaan gesels oor die Heilige Gees as ons helper, maar môre gaan ons spesifiek kyk na die gawes van die Gees. En ons gaan prakties gesels oor hoe werk die gawes, wat is nie gawes nie, en hoe ons moet dink oor die gawes van die Heilige Gees. So ek wil vir jou nooi om môre aand weer hier te wees, maar vir nou, kom ons sluit hierdie diens af deur die Here se naam te verheerlik. Ek was alweer die
kon nie daaruit kom. Maar hier is ek nou, hier het my op my verlede, en ek weet, die son kan weer gaan lê, en ek bly staan, die waterkamer kom, en ek gaan aan, die winde kan maar waai, ek waai nie saam, en ek bly staan. Die berge kan maar val, en ek bly staan, ek het my droom gaan haal, en ek bly staan, my voete op 'n rots, met die Here saam, en ek bly staan. Die son kan weer gaan lê, en ek bly staan, die water kan maar kom, en ek gaan aan, die winde kan maar waai, ek waai nie saam, en ek bly staan. Die berge kan maar val, en ek bly staan, ek het my droom gaan haal, en ek bly staan, my voete op 'n rots, met die Here saam, en ek bly staan. My voete op 'n rots, met die Here saam, en ek bly staan. Mag julle 'n wonderlike aand hê, 'n geseënde nagrus en sien elkeen van julle môre aand weer. Mooi aand en week vir elkeen van julle.